Goeiedag graad 12 leerders, welkom by vandag se geografie les. My naam is Rina van Heerden. Hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag se les gaan oor valleiklimate en stedelike klimate. Aan die einde van die les behoort jy in staat te wees om hellingsrigting se definisie te ken en die invloed op die verspreiding van temperatuur in 'n vallei te bemeester. Jy behoort in staat te wees om die definisie en ontwikkeling van anabatiese winde, katabatiese winde, inversie, rypholtes, stralingsmis te bemeester. Jy gaan in staat wees om die invloed of die impak op menslike aktiwiteite te bemeester ten opsigte van nedersettings waar jy bly en landbouaktiwiteite. Jy behoort aan die einde van hierdie les redes te gee vir die verskille tussen landelike en stedelike klimate. Ons gaan kyk na die stedelike hitte-eiland, sy definisie, die oorsake van die stedelike hitte-eiland, wat is die gevolge van 'n stedelike eiland en wat is die strategie om die hitte-eiland effek te verminder. Ons gaan kyk, jy gaan na besoedelingskoepels, die definisie, oorsake van die koepel, die effek of die gevolge van die koepel en strategie om die besoedelingskoepel effek te verminder. Die voorkennis vir vandag moet jy weet wat in graad 10 gesê is oor die verspreiding van insolasie in die atmosfeer. Onthou, absorpsie, nie alle insolasie bereik die aarde nie. Waterdamp, stof en gas absorbeer van hierdie insolasie en wolke absorbeer 3%. Die aardoppervlakte absorbeer 51% en 4% word in die atmosfeer terugweerkaats vanaf die land en die seeoppervlakte. Kan jy onthou van verstrooiing, stof en gasmolekules wat verstrooi word, 6% van insolasie weerkaats terug in die ruimte en 6% bereik die aardoppervlakte. Weerkaatsing, 20% word weerkaats terug in die ruimte deur wolke, 2% deur die aarde se water en landoppervlakke en dan ys het 'n hoër weerkaatsing vermoë as water en plante groei. Kan jy onthou dat by A die son se strale tref die aarde teen 'n lae hoek en sonenergie versprei oor 'n groter gebied. Die sonstrale gaan ook deur meer atmosfeer naby die pole wat meer warmte en lig absorbeer. By die pole word die meeste warmte en lig teruggekaats in die ruimte in. Dis waarom dit so koud is by die pole. By die ewenaar, by B, die son se strale bereik die aarde teen 'n hoër hoek en insolasie is op 'n kleiner gebied gekonsentreer. Daarom het ons groter oppervlaktewarmte, minder weerkaatsing en dan ook lugtemperatuur styg met 'n hoogte in die troposfeer. Dit is omdat die aarde die atmosfeer vanaf die grondvlak verwarm. Waterdamp en koolstofdioksied met warmte geabsorbeer is ook in die onderste laag van die atmosfeer. Grond word vinnig warm en koel vinnig af, soos die temperatuurspeling groter oor die binneland. Die temperatuurspeling is die verskil tussen die hoogste en die laagste temperatuur. Water word stadig en warm en koud. Dit wil sê die temperatuurspeling is kleiner. Water beweeg en versprei warmte oor 'n groter gebied en tot 'n groter diepte. Op die grond word die warmte in die boonste laag van die water gekonsentreer. Onthou van die albedo-effek wat die weerkaatsingsvermoë is van water wat wissel baie meer as die van grond. 90% van energie kan vanaf wateroppervlakte weerkaats word en dan
Kan jy onthou wat is humiditeit en watter verband hou dit met relatiewe humiditeit? Humiditeit is die hoeveelheid water wat in die lug is. Relatiewe humiditeit is die term wat die meeste gebruik word en dit verwys na die hoeveelheid waterdamp wat in 'n gasmengsel van lug en waterdamp voorkom. Ons kyk nog steeds na graad 10 werk, wat dit is die verhouding van die hoeveelheid waterdamp in die lug teen 'n gegeewe temperatuur relatief tot die maksimum hoeveelheid wat dit teen daardie temperatuur kan hou. Jou nat en droë boltermometer word gebruik om humiditeit te meet en dit word as 'n persentasie geskryf. Kom ons kyk na hierdie voorkennisaktiwiteit. Kies die korrekte opsie tussen hakies. Strale wat vanaf die son die atmosfeer binnendring. Wat is dit? Refleksie of insolasie. Atmosferiese temperatuur neem toe of neem af met 'n toename in hoogte. Die temperatuur van lug wat uitsig en styg, neem dit af teen die droë of die nat adiabatiese vervaltempo. Die hoeveelheid vog teenwoordig in die atmosfeer, wat is dit? Humiditeit of verdamping? 5. Die temperatuur waar waterdamp verander na vloeistof is. Relatiewe vochtigheid of doupend temperatuur. Die vlak, die hoogte waar die waterdamp verander in 'n vloeistof, is dit doupend vlak of kondensasievlak? Kom ons kyk na jou antwoorde. Strale wat vanaf die son die atmosfeer binnendring is insolasie. Die atmosferiese temperatuur met 'n toename in hoogte neem af, word kouer hoe hoër jy gaan. Die temperatuur van lug wat uitsit en styg neem af teen die nat adiabatiese temperatuur verval. Die hoeveelheid vog verteenwoordig in die atmosfeer is die humiditeit. Die temperatuur waar waterdamp verander na 'n vloeistof is doupend temperatuur. Ek hoop jy het hier alles reg. Sorry, daar's nog 'n laaste een. Die vlak waar waterdamp verander in 'n vloeistof is kondensasievlak. Terminologie wat jy moet nodig hê is insolasie. Insolasie is die inkomende sonradiasie wat deur die aarde se oppervlakte geabsorbeer word. Weerkaatsing is die sonstrale tref die aarde se oppervlakte en word 180 grade teruggestuur. Absorbering is hitte wat deur die gasse en waterdamp opgeneem word. Dit word opgeneem. Doupend is die temperatuur waar kondensasie plaasvind. Kondensasie, waterdamp koel af en verander in waterdruppels. Vogtigheid is die hoeveelheid waterdamp in die lug en relatiewe vogtigheid is die hoeveelheid waterdamp in die lug in vergelyking met die hoeveelheid wat dit kan behou. Hierdie is konsepte, definisies, 2 punte, maak seker jy ken dit. Ons kom nou by hellingsrigting, definisie. Dit verwys na die rigting waarna 'n helling wys. Die invloed op die verspreiding van temperatuur in 'n vallei, daar's 'n impakverandering gedurende winter en somer as gevolg van die migrasie van die drukstelsels. En dis ook die hoek van die inkomende son. Onthou hierdie diagram, hier is my aspek, is die rigting waarin 'n helling wys. Hier's 'n suid, hier is noord. In die suidelike halfrond kry ons die son vanuit 'n noordelike hoek. Hier kom die son af. Hierdie helling wys noord. Hoekom? Hy kry direkte sonstrale. Hy het 'n kleiner gebied om te verhit en hierdie helling is warmer. Aan die suidehelling het ons indirekte sonstrale. Jy kan sien hy's nie so direk nie, hy's meer aan die skaduweekant. Hier is 'n baie groter gebied wat hy moet verhit en die helling is kouer. Met ander woorde, jou helling wys noord. Met ander woorde, hierdie gaan my warmer helling wees.
In die suidelike halfrond is die noordwaarts wysende hellings warmer, en die noordelike halfrond is die suidwaarts wysende hellings warm. Maak seker jy weet in watter halfrond is die vraag. Die verspreiding van temperatuur in die Junie maand is my sonstrale baie meer loodrig, hy verhit 'n kleiner gebied. In Desember kom die sonstrale in teen 'n hoër helling, teen 'n hoër graad, en die grondgebied wat hy verhit moet word is groter. Desember en Junie maand se sonstrale verskil. In die suidelike halfrond het ek my noordaanse hellings is warm, sonnig en droog. Hy ontvang meer direkte sonstrale. Hy verhit 'n kleiner oppervlakte. My grond is uit die aard van die saak warmer. So boere kies hierdie hellings wat die beste is wat vir hulle spesifieke gewas wat hulle plant. Die warmer gedeelte van die lei word die termiese gordel genoem. Die effek van aspek is groter in die winter en in plekke verder weg van die ewenaar. In die suidelike halfrond het ek my suidaanse hellings. Daardie hellings is koel, hy het skaduwee, maar hy behou sy vochtigheid. Water hou langer in daardie grond. Hy ontvang baie minder direkte sonstrale. Dis 'n groter oppervlakte wat verwarm moet word. Die grond het ons mos gesê is nou koeler, omdat dit in die skadusone is. En die boere kies hierdie hellings wat die beste geskik is vir 'n spesifieke gewas wat hulle plant. Die gebied in die skadusone word slegs verhit deur refleksie, daai wat die sonstrale terug reflekteer. Die impak van aspek is groter in die winter, omdat dit sekere gebiede met sneeu bedek. Nou kom ek by 'n anabatiese wind. Definisie is 'n plaaslike wind wat gedurende die dag teen die vallei opwaai as gevolg van die styging van warm lug. Dit is bedags, daar's die son. Wat gebeur? Ek het winde wat langs die helling opbeweeg. Hulle is warm. Die hellings in die lug daarbo word gedurende die dag verwarm. Daardie warm, minder ligte dig wat teen die hellings opstyg, is anabatiese winde. Katabatiese winde kom voor in die aand. Wanneer ek lug het wat daal, ek het die warm termiese gordel daar, ek het lug wat afkoel, koel lug daal, koel snags af, en daardie winde, koeler digte lug waai teen die hellings af, en ons noem dit katabatiese winde. Wat is die impak van anabatiese en katabatiese winde? Anabatiese winde, stygende lug verwyder besoedeling in die vallei na hoër hoogtes. Die goeie ding van anabatiese wind, hy verwyder enige besoedeling onder in die vallei. Katabatiese winde vang die besoedeling op die valleivloer vas, want dit is koue lug wat daal. En dit kan wees dat daar rookmis ontwikkel in die valleibodem. Inversie ontstaan wanneer die normale patroon van temperatuur omgekeerd is. Koue lug het ons nou gesien daal teen die helling af. Die koue lug word onder die warm lug vasgevang. Temperatuur neem dus toe met hoogte. So ek het nou is my vallei, my koue lug daal. Hierdie koue lug dwing die warm lug om te styg. So ek het daai laag warm lug wat bo op die koue lug lê. Met ander woorde, as ek nou opgaan met hierdie vallei te koud, dan kry ek 'n area wat ek ewe skielik gaan warm kry. As ek daar uit is, dan is ek bo op in die vallei. Ander woorde,
Dis daardie laag waar temperatuur styg met hoogte in plaas van daal. Dit kom voor tydens kalm, koue en helder winternagte, wanneer die koue lug afsak teen die vallei hange en dit versamel aan die onderkant van die vallei. Die warm lug, dan nou net koue lug is swaarder as warm lug. Warm lug word opwaarts verplaas om 'n inversielaag in die middel van die vallei te vorm. Dis 'n laag warm lug wat tussen twee koue luglae vasgevang is. Ons noem hierdie laag die termiese gordel. Dit kan egter lei tot die vorming van suurreën wat geboue korrodeer en gewasse kan beskadig. Daar wil ek vir jou dit wys, hier's 'n daginsolasie, gedurende die dag word die land verhit. Wat doen warm lug styg, maar in die nag koel die oppervlakte af. Radiasie is vinniger indien daar geen wolke is nie. En dit's dan wanneer ons ryp of dou kry. Die koue lug daal en my koue lug vergader onder, dan vervang my koue lug druk die warm lug om te styg. 'n Rypholde is 'n poel koue lug op die valleivloer in die nag. Hy bereik doupunt temperatuur onder vriespunt en ryp vorm. Laagliggende gebied, byvoorbeeld 'n valleibodem waar ryp meer gereeld voorkom as in die omliggende gebiede. Hy vorm 'n rypholte waar die koue lug versamel. So hier is my rypholte. Hierdie koue lug daal af, sak af in die nag teen die vallei wande. Hierdie temperatuur, hierdie lug, as hy daal en hy word kouer, die doupunt temperatuur is laer as 0 grade, gaan ek rypie onder kry. So wat moet jy doen? Jy moet gewasse plant hê wat rypbestand is. Hierdie gewasse hoef nie rypbestand te wees nie. Maar hier het ek nou weer my koue lug wat daal, onthou koue lug druk hierdie warm lug opwaarts, sodat ek my inversielaag. In die nag kry ek veral die rypholte. Stralingsmis ontwikkel snags in 'n vallei, wanneer straling veroorsaak dat hitte vinnig verlore gaan en die lugmassa doupunt temperatuur bereik. Op 'n koue, helder wolklose nag, wanneer aardstraling vinnig voorkom, grond koel af in die nag, die lug bo die grond koel ook af, en wanneer hierdie lug onder die regte temperatuur is, veroorsaak dit dat waterdamp om daardie stof en ander deeltjies kondenseer en ek het stralingsmis. Soggens, wanneer die son opkom en hy verhit dit, dan kan dit verdwyn. Kombineer met besoedeling in die vorm, wanneer ek dan nou mis kombineer met besoedeling, kry ek rookmis. Daar is 'n voorbeeld vir jou hier van stralingsmis onder in die vallei, en daar kan jy sien hier naby die oppervlakte, hierdie wit is ook 'n vorm van stralingsmis. Die impak op die omgewing. Dit vang besoedelingsstowwe vas, dit sal verskil na gelang van die aktiwiteite in die area, byvoorbeeld as daar 'n nywerheid of 'n fabriek is, sal dit lei dat daar meer besoedelingsstowwe is wat vasgevang word. Daardie besoedeling kan met die reën gepaard gaan suurreën vorm. Jou suurreën beskadig jou fauna en flora, jou plante en jou diere. Boere moet rypbestandige gewasse plant op die valleivloer. Hulle moet dan hulle rypbestandige gewasse plant. Dit kan natuurlike plante groei en gewasse beskadig as dit daar is, want dit kan swart ryp veroorsaak. Die rypholte kan veroorsaak dat mense hulle in die middelhellings in die termiese gordel gaan vestig. Niemand wil in die koue valleivloer bly nie. Rookmis lei tot swak sigbaarheid en is 'n gesondheidsgevaar. Jy asem daai besoedelde lug in,
Swak sigbaarheid, jy kan nie karre voor jou sien nie, of jy kan nie sien waar jy moet loop nie. Dit kan verkeersongelukke veroorsaak, en mense kan respirasieprobleme ontwikkel, asemhalingsprobleme ontwikkel as gevolg van hierdie rookmis. Wat is die invloed? Mense vestig hulle op hellings wat na die ewenaar kyk, op noordaanse hellings. Omdat dit warmer is in die dag in koel gebiede, maar in warm gebiede is die hellings wat noord kyk ook baie gewild. Mense vestig hulle in die termiese gordel, bo kan die rypholte aangesien dit in die nag warmer is daar. Boerdery, veekrale word bo die rypholte in die termiese gordel gebou om voorraadverliese te vermy. Die onderste deel van die vallei word slegs vir weiding gebruik. Jy plant rypbestande gewasse op die valleivloer en jou rypgevoelige plante gaan jy eerder in die termiese gordel plant. Gewasse wat 'n goed gedreineerde grond nodig het met baie son, word ook dan nou aan jou noordaanse hellings geplant. Nou gaan ons oor na 'n stedelike klimaat. 'n Stedelike hitteeiland is 'n stedelike of 'n metropolitaanse gebied wat as gevolg van menslike aktiwiteite warmer is as die omliggende landelike gebied. Hier kan jy sien SSK sentrale sakekern met die residensiële industriële park, en hier is my residensieel en hier is my landelik. En hier is my temperatuur. Jy kan sien hier oor die stad is die temperatuur omtrent 27,5 grade, terwyl dit hier in die landelike gebiede laer is as 23 grade, so 22,3. Nou die vraag is, en hier sê hulle dit, nou vir ons die SSK is 33,3 grade, die voorstedelike gebied, hierdie ene, min of meer 31 grade, so jy kan sien dit verskil met omtrent 2 grade, terwyl die landelike gebiede 'n gemiddeld van 29,4 grade het. Jy kan sien die verskil tussen daai twee. Nou is die vraag, hoekom is dit warmer in die stad? Daar kan jy sien die stad, hier kan jy sien die landelike gebied. Stad het baie hoë geboue, verskriklik baie mense op mekaar. Landelike gebied het jy groen areas, daar's nie baie mense wat daar bly nie. Dis hoe dit lyk in die stedelike en die landelike gebied. Die stedelike klimaat lei tot die oorsaak van 'n stedelike hitteeiland. Wat is die oorsaak? Landelike gebiede het natuurlike oppervlakte. Ons het nou gesien, hulle het gras, hulle het grond. Daar's baie minder besoedeling in die landelike gebiede, want daar's nie baie fabrieke, ook nie baie karre. Daar's min of geen nywerhede. Hy het 'n baie kleiner hitte-absorberende oppervlakte. Dit is basies, onthou, gras is nie baie absorberende oppervlaktes. Daar's baie minder mense soos ons in daai skets nou, daai foto gesien het. Daar's baie minder motors. Die stedelike gebiede het kunsmatige oppervlakte, teerpaaie, sement voetpaadjies. Mense het bakstene vir plaveisel. Daar's baie hoë geboue, as jy kan onthou van daardie foto. Daar's ligversorgers in die stad. 'n Ligversorging het koue lig binne, maar warm lig buite. In die stad het ek nywerhede. Nywerhede veroorsaak besoedeling. Daar's baie meer motors. Daar's 'n groot donker oppervlakte, 'n teerpad. Daar's baie mense wat daar is. Daar's baie meer besoedeling. En in die stad het ons 'n gebrek aan plante groei. Daar is die stad, hoë geboude. Kyk hierdie gebou hier. Lyk soos 'n spieël. Soos wat hy's swart, hy absorbeer hitte. Kyk die paaie. Niks is natuurlik nie. Daar's 'n teerpad. Kyk hoe baie mense is daar naby mekaar. So dit is die stedelike klimaat. Redes vir die verskillende tussen landelike stedelike gebiede, ligbesoedeling vanaf die nywerhede,
Huishoudelike brande, mense maak vuur om hitte te genereer en kos te maak. Motoruitlaatgasse, verbranding van fossiel brandstowwe sodat ons elektrisiteit kan hê. Inversies wat besoedeling vasvang, ons het nou gesien. Boumateriaal is beton of teer of bakstene en al daardie goed absorbeer hitte. 'n Hoë gebou vang ook hitte. Sentrale verwarming vanaf winkels, dit is jou ligreëlings. Baie mense, groot konsentrasie van mense in die stedelike gebied. Wat is die impak? Wat is die negatiewe impak? Menslike ongemak. As jy so warm kry, dan is dit verskriklik ongemaklik. Jy wil net losklere dra, jy wil net mense nie om jou hê nie. Menslike ongemak, hitte, stres en dood. Mense kan as gevolg van hierdie verskriklike hitte in 'n strestoestand gaan en sommige mense kan doodgaan. Ons het die vrystelling van kweekhuisgasse as gevolg van motorvoertuie en fabrieke. Baie verhoogde rookmiskonsentrasie. Verminderde sigbaarheid. Jy kan nie mooi sien as gevolg van die besoedelende lig nie. Verhoogde gebruik van energie in die somer. Ons sit ligreëlings aan want die geboue moet afkoel. En dan neem hy besoedelingsvlakke toe. Hoe kan ons nou die hitte-eiland effek verminder? Al hierdie hittestres en hierdie hoë temperature. Ons kan oppervlaktes ligter van kleur maak, sodat ek nie so baie refleksie of dat dit meer reflektief en minder absorberend kan wees. Vergroening van die stede deur bome en tuine, sypaadjies en in parke te plant. Bome verhoog transpirasie wat suurstof verminder en vrystel. Bome verminder energiekoste, aangesien dit 'n natuurlike verkoelende effek het. Plant daktuine om die hitte en besoedeling te absorbeer. Belê in 'n energiebesparingsstrategie, byvoorbeeld sonpanele en grasdakke. Ontwikkel volhoubare openbare vervoer, Uber, klein karretjies, taksies, busse, treine. Implementeer boubeperkings op hoogte en materiaal wat in bouprojekte gebruik word. Verbied geboue om te hoog te wees. Kyk na die materiale wat die mense gebruik. Moenie 'n glas of 'n reflektiewe stof as 'n boumateriaal gebruik nie. En beheer die hoeveelheid besoedeling wat deur fabrieke vrygestel word. Hulle kan wette maak as jy te veel besoedeling veroorsaak. Dan kom ons nou by 'n besoedelingskoepel. Dis 'n massa besoedelde lig wat oor die stad vasgevang word. Dit wil sê, wanneer stof, roet en chemiese vrystellings in die warm lig van 'n hitte-eiland vasgevang word, word die koepel 'n besoedelingskoepel genoem. Die besoedelingsstowwe tree op as hygroskopiese kerne en lok waterdamp na hulle en mis ontwikkel. Rookmis is 'n mengsel van rook en mis. En hier kan jy nou sien, dit vorm 'n regte koepel. Daar is hy lyk net 'n bietjie anderste. Uit 'n hoë in die dag, het ek my dalende lig is hoër op, is ongeveer by 800 meter. Ek het 'n hoë vertikale dimensie, want hier's baie aktiwiteite. Wat doen warm lig? Warm lig styg. Dis baie warm lig, so hy styg tot op 'n hoogte van 800 meter. Baie aktiwiteite, baie lig wat meng. In die nag is daar 'n afkoelingseffek. Die besoedelingskoepel is nader aan die oppervlakte gedurende die aand. Daar is hy. Hy's tot op 400. Jy kan sien daai uit van 800 gedaal tot by 400. Aktiwiteite neem af. Baie meer koel lig wat daal. Hy's nader aan die oppervlakte. Oorsake van 'n besoedelingskoepel, weer eens nywerhede wat ligbesoedel. Huishoudelike vure vir kos maak en hitte. Motorvoertuie se uitlaatgasse.
die verbranding van fossiel brandstowwe vir elektrisiteit. 'n Inversie wat besoedeling vasvang. En hier kan jy sien, daar's jou besoedelingskoepel, daar's 'n toename in besoedeling. Daar's mense met allergiese reaksies, dis mense wat asma het. Insolasie neem af, daar's 'n wolk wat vorm, met ander woorde, die son kan nie alles deurkom nie. Mense kry loodvergiftiging, want daar's lood en asbestos binne in hierdie besoedelde lug. Rookmis verminder sig, mense kan nie die karre voor hom sien nie. Neerslag neem toe, want daar's baie wolke daar, baie besoedelde lug. Met ander woorde, ek het hygroskopiese kerne wat waterdamp vorm onder die hygroskopiese kerne, en as ek dit het ek wolke, as ek wolke het ek reën. En ons het 'n globale klimaatsverandering. Dit word warmer, né? Toename in besoedeling, allergiese reaksies, klimaatsverandering, insolasie, neerslag neem toe, loodvergiftiging en rookmis verminder die sig. Wat kan ons nou doen om die besoedelingskoepel effek te verminder? Ons kan stede deur middel van wetgewing vir instruksie gee om groen gordels te hê, met ander woorde 'n park of 'n area waar daar geen verbouing mag plaasvind. Ons kan mense aanmoedig om meer bome te plant. Bome gee suurstof, né? Bome absorbeer daardie koolstofdioksied. Ons kan mense aanmoedig om daktuine op die bokant van jou geboue, kan mense tuin maak. Dit gaan 'n verkoelingseffek hê, gaan ook bydra tot die absorbering van koolstofdioksied. Nie reflekterende materiaal te gebruik wanneer jy geboue bou. Beperk die hoogte van geboue. Eerder 'n lae gebou as 'n hoë gebou. Verminder lugbesoedeling. Jy kan fabrieke deur middel van wetgewing verhoed om te veel besoedeling te veroorsaak. Publieke vervoer. Moedig mense aan om van publieke vervoer gebruik te maak, soos treine, busse, Uber, taksies. Of 'n saamryklap waar 4 mense werk toe ry in steede van 1 persoon en 4 karre. Jy het 1 kar, 4 persone in steede van 4 karre elk met 1 persoon in. So hierdie is alles strategieë wat aangewend kan word om die besoedelingskoepel se effek te verminder. Hier is 'n foto vir jou van 'n daktuin. Jy kan sien daai gehoë gebou het mense bo op die gebou tuin gemaak. Hier kan jy sien groen areas in die stad, groen gordels waar daar net natuurlike plante groei mag wees. En daar is 'n voorbeeld van busse. Jy het byvoorbeeld 20 mense in die bus in steede van nog 20 karre op die pad. Jou aktiwiteit is die volgende. Is die hellingwind by X 'n anabatiese of 'n katabatiese wind? Gee 'n rede vir jou antwoord. Behalwe vir die byskrif, watter bewyse dui daarop dat B die termiese gordel is? Behalwe vir die feit dat die woord termiese gordel daar staan, watter bewys is daar nog dat dit die termiese gordel is? Verduidelik waarom hellingwind X meer intens in die winter sal wees. In 'n paragraaf van ongeveer 8 reëls gee redes vir die lae temperature wat in die winter op die vallei bodem ervaar sal word. Goed, ek wil jou nou uitnooi om so 10 minute te spandeer op hierdie aktiwiteit en dan al die antwoorde te kry, sodat jy so 17 punte kan kry vir hierdie aktiwiteit. Kom ons gaan kyk na die aktiwiteit se antwoorde en ek wil hê jy moet jou antwoorde vergelyk met die aktiwiteit antwoorde. Is die helling by X anabatiese of die hellingwind anabaties of katabaties?
daar's X, daar gaan die wind, so, daar's 2 tekens, dis 'n katabatiese wind. Gee 'n rede vir jou antwoord. Dis 'n koel wind wat in die nag afwaarts teen die vallei helling afwaai. Daar sê dit vir jou, dis nag. Wat se winde daal af? 'n koel wind wat in die nag teen die vallei helling afwaai. Baie maklik. Vraag 3, behalwe vir die byskrif, watter bewyse dui daarop dat B die termiese gordel is? Hier kan ek dit sien. Lugtemperatuur neem toe, soos wat ek hoor gaan. Hier kan jy dit sien. Lugtemperatuur neem toe met hoogte. Die hoogste temperatuur word in die middel van die helling aangetref. Lugtemperatuur is warmer, hier kan jy dit sien, op daardie as. En temperatuur is ver bokant vriespunt, hier is vriespunt. So die temperatuur daar van daar tot daar, is dit bo vriespunt. Jy sal sien hoeveel antwoorde op die diagram is. Verduidelik waarom hellingwind X meer intens in die winter sal wees. Want lugtemperatuur is baie laer in die wind, dit is kouer in die winter. Lug is swaarder en dis meer dig, so as hy swaarder is, gaan hy afwaarts wil beweeg. Koue lug beweeg vinniger teen die helling af. Baie maklik. In 'n paragraaf van ongeveer 8 reëls gee redes vir die lae temperature wat in die winter op die vallei bodem ervaar sal word. Doupunt temperatuur dan is laer as vriespunt. Koue digte lug versamel op die vallei bodem. Die warm lug, onthou die koue lug beweeg onder die warm lug in. Die warm lug word van die vallei bodem opwaarts verplaas. Ryp vorm onder in die vallei bodem. Die swaartekrag veroorsaak dat die koue lug afwaarts beweeg en die doupunt hier is laer as vriespunt. Goed, seuns en dogters, hier is jou huiswerk. Wat is 'n besoedelingskoepel? Hulle gee vir jou 'n koepel hier. Hy vra vir jou, wat is 'n besoedelingskoepel? Vir 2 punte. Dis waar jy jou konsepte moet ken. Waarom word 'n besoedelingskoepel met 'n stedelike gebied geassosieer? 'n lekker verduidelikende sin. Verduidelik waarom die besoedelingskoepel snags meer gekonsentreerd is of meer heelwat laer is. En in 'n paragraaf van ongeveer 8 reëls verduidelik hoe besoedelingskoepels onderhoudskoste aan van die beboude gebiede vir mense wat in stede woon gaan verhoog. Vir 8 punte. 14 punte aktiwiteit wat jy vir huiswerk gaan doen. Opsomming, ek herhaal weer. As jy ietsie bestudeer, vra jy wat is dit? Is dit 'n stedelike hitte-eiland? Is dit 'n inversielaag? Is dit 'n besoedelingskoepel? Waar is dit? Oor die land, oor die stad, oor die landelike gebied, oor jou SSK. Wanneer kom dit voor? Het ons nou gesien, anabatiese winde in die dag, katabatiese winde in die nag. Besoedelingskoepel, baie minder gekonsentreerd in die dag as in die nag. Wanneer kom dit voor? Wie word geaffekteer? Die mense onder in die vallei of die mense wat in die stad woon. Jy vra vir jou al hierdie vraagjies. Hoekom vind dit plaas? Aktiwiteite, baie besoedeling deur fabrieke, baie karre op die pad. Die volgende les gaan ons kyk na sinoptiese weerkaarte, die gebruik van internasionale weersimbole, identifikasie en kenmerke van hoog- en laagdrukselle,
interpretasie van en impak van hoog en laagdrukselle. Ons gaan weerstasiemodelle lees en vertolk, satellietbeelde lees en vertolk. Ons gaan 'n satellietbeeld met 'n sinoptiese weerkaart vergelyk. Ons gaan kyk na kaartwerk, die alfanumeriese verwysing of ruitverwysing, kaartkoördinate, 'n ligging, kontoerlyne, kontoorinterval en hoogte en konvensionele tekens, kompasrigting, ware peiling, satellietbeelde, afstandswaarneming en resolusie. Ons gaan kyk na magnetiese deklinasie en magnetiese peiling, kaartskaal, tipe skaal en vergelyking van die skale van topografiese kaarte en ortofotokaarte. En baie dankie dat jy na hierdie les gekyk het. Sien jou volgende keer. Totsiens.